Aan u elkeen by hierdie hartseer geleentheid. Dit is een van die werklikhede waarmee ons ook deel. Ek gaan nou ietsie daaroor sê, maar mag jy ervaar vandag dat die Here deur sy Heilige Gees op 'n besondere wyse ook hier teenwoordig is om te troos en vas te hou en toe te vou in sy wonderlike liefde, sy genade en ook sy troos. In besonder aan Skalk, die eggenoot van Martha, Jacoba Petronila Kleinhans, Martie, wat oorlede is, ook broer Kobus en natuurlik dan die kinders en die kleinkinders. Ek is jammer dat ek die gesin nie so goed ken nie, maar ek weet dat u mekaar ken en dat u ook daar is om mekaar te ondersteun. Baie sterkte in hierdie moeilike tyd. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons net saam. Here, ons sê vir u dankie dat ons die voorreg het om ook by 'n geleentheid soos hierdie u wonderlike woord op ons lippe te mag neem en met u te mag praat. Dankie dat die pad na die hemel oop is, omdat Jesus vir ons betaal het. Dankie dat ons mense is met hoop en met 'n verwagting. Dankie dat u hier teenwoordig is, troostend teenwoordig is. Dit is hoe u uself aan ons bekend maak. Deur die Heilige Gees is die trooster. As die een wat vir ons vashou in tye van nood en hartseer en teleurstelling en pyn. Here, dankie dat u nie afwesig is wanneer ons desperaat op soek is na u en na u leiding en na u Gees nie, maar dat u altyd by en met ons is, want u is Immanuel, God met ons, God drie-enig met ons. Ons aanbid u vir hierdie wonderlike werklikheid. Word u verheerlik ook vanoggend en dankie vir u goedheid en guns in Jesus se naam. Amen. Kollegas, ek wil baie graag vir u lees baie bekende verse uit Romeine 8 verse 31 tot 39. Daar staan: wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Dis al baie mooi woorde, né? En die Nuwe Lewende Vertaling stel dit so pragtig, sommer in gewone Afrikaans. As God aan ons kant is, wie kan dan teen ons wees? Wie kan ooit teen ons wees? Mense ook kon sê, wat kan dan ooit teen ons wees? Die 83 vertaling stel dit baie meer beslissend. Hy sê, wat sal ons van al die dinge sê? Dit, God is aan ons kant, né? God is aan ons kant. Nou, hoe weet ons dit? Die skrywer sê, God het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom ter wille van ons almal oorgegee. En sal dit dan nie ook saam met die gawe van sy seun, ook aan ons al die ander dinge wat ons nodig het, skenk nie. En dan vra hy, wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? En ons weet wie is die aanklaer. Nee, die duiwel is die groot aanklaer, maar selfs hy maak geen hond haar af nie, want God het in Christus Jesus vir ons gekies. Daarom staan daar, wie sal ons veroordeel? Christus is die een wat vir ons gesterf het en wat opgestaan het. So wonderlik, die kruis is leeg. Die opstanding is 'n werklikheid. Ons leef juis nou in lydenstyd. En die lydenstyd loop uit op eers een van die dae op Goeie Vrydag, wanneer ons die kruisiging van Jesus dit ter harte sal neem en daaroor sal nadink. En dan op die Sondag opstandingsdag, en dan 'n bietjie later dan het ons die hemelvaart, en dan het ons die uitstorting van die Heilige Gees. En al hierdie wonderlike dinge is alles deel van een pakket. Dis God se verlossingswerk bymekaar getrek. Nee, sy lyding, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart, uitstorting van die Heilige Gees en die belofte van die wederkoms. Hierdie dinge gee vir ons die genade om te fokus op die toekoms, selfs al gaan dit soms met ons nie so goed nie. Dan staan daar, kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue of gevaar, doodsdreigemente dit regkry, ons vervreem van God se liefde? Nee, sê die Bybel, dit is nie moontlik nie. Vers 37, ten spyte van al hierdie dinge, nee, sê die Bybel vir ons, het God in Christus Jesus 'n klinkende oorwinning behaal. En dan maak hy klaar deur te sê, een ding weet ek, vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Miskien wil u sommer hardop saam met my sê, niks. Sê niks. Niks.
Niks beteken niks, kan ons vervreem van die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En dan maak hy dit nog 'n bietjie duideliker. Hy sê dit nie die dood nie, nie die lewe nie, engele, duiwelse magte, vrees oor vandag en kommer oor môre. Hierdie dinge is deel van ons werklikheid, nê? Boaardse magte, niks. Hoegenaamd niks daarbo of onder op die aarde of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus vir ons het nie. Ek het sommer die afgelope dag of wat bietjie gedink benewens hierdie teksgedeelte ook aan Prediker wanneer hy skryf. En Prediker vertel vir ons dat alles in die lewe 'n tyd het. En dan wanneer mense dit gaan lees, dan sê hy daar's 'n tyd om mekaar te omhels en daar's 'n tyd om weg te bly van omhelsing. Daar's 'n tye wat daar dit reën en dan's daar tye van droogte en dan is daar goeie en daar's minder goeie tye en so is dit. Dis deel van die reëlmaat van die lewe. En dan een van die reëlmate van die lewe is, sê die skrywer in Prediker. Nou hy's 'n bietjie van 'n pessimistiese ou. Want hy vra dikwels die vraag in die boek Prediker, nou wat is die sin van dit alles? Waaroor gaan dit? Veral wanneer hy kom by die versie wat sê, daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. So nou, dit kan 'n ou partykeer 'n bietjie pessimisties en negatief maak, nê? Oor jou geboorte, daaroor het jy nou natuurlik niks te sê nie, jy het geen aandeel daarin nie. En benewens die feit dat 'n mens deur gesonde leefstyl eintlik maar jou eie dood probeer uitstel en is ook reg so, want 'n mens moenie aandadig wees aan 'n vroeë dood omdat jy onverskillig geleef het en jouself allerlei goeders veroorloof het wat jou lewe in gevaar gestel het nie, maar uiteindelik het ons ook geen beheer oor ons sterfdatum nie. So ek kom in hierdie wêreld, ek het nie enigiets daarmee te doen dat ek hier is nie. Dan het ek deel aan 'n werklikheid waarvoor ek nie noodwendig gekies het nie. En waarvan die opsomming meer dikwels swaar kry is. Want die lewe is nie altyd maklik nie. Loof die Here, die lewe is nie net swaar kry nie, maar daar's baie swaar kry in die lewe. As jy nou al 'n bietjie ouer is, selfs jong mense het al die ervaring gehad dat die lewe nie altyd maklik is nie. Dis nie 'n bed van rose nie. En dan om alles te kroon, nadat jy nou deur hierdie lewe geworstel het, dan gaan jy nou nog dood ook. En daar het jy ook geen beheer nie. Nie oor die datum nie, nie oor die wyse nie, oor niks nie. En dan kan 'n mens saam met die Prediker sê, nou waaroor gaan dit dan nou eintlik? En na mate 'n mens bietjie ouer raak, soos ek self, ek raak aan die 70, en so die vraag na die lewe en die dood en die sin van dit alles en die hiernamaals word al hoe meer aktueel. Dit word al hoe meer 'n werklikheid omdat daar in my eie omgewing en in my eie ouderdomsgroep mense is wat vertrek van hier af. En dan dink 'n mens oor hierdie dinge na. Maar dis nie net ou mense wat doodgaan, nie, jong mense gaan dood. En so wanneer 'n mens by 'n geleentheid soos hierdie kom, word 'n mens doodgewoon ook gekonfronteer met jou eie sterflikheid. En dan vra 'n mens, maar waaroor gaan dit dan nou eintlik? As 'n mens dan nou in hierdie wêreld kom en die grootste deel van die lewe is maar 'n stryd en dan gaan jy nou nog dood ook aan die einde. Wat was die sin van dit alles? Nou, gewoonlik daarom val die datum van 'n ou se geboorte en die datum van 'n ou se dood val nooit gewoonlik daarom nie saam nie. Daar's daarom so 'n streepie tussen die twee werklikhede. Iewers 22 Januarie 1954 is ek gebore. Iewers in die toekoms sal daar 'n datum wees waarin ek expire, waarin my aardse bestaan opgehef word. Ek weet nie van die datum nie en ek wil ook nie weet wanneer dit is nie en ek vertrou die Here se genade sal ook dan genoeg wees, maar ek lewe vandag. So ek kan so besig wees met gister en ek kan so besig wees met die toekoms dat vandag heeltemal by my verbygaan.
En dan het ek net gister en eergister gemis nie, ek het nou nog vandag die geleentheid wat ek gehad het om te lewe, het ek ook misgeloop. En dit gaan uiteindelik nie oor die dag van jou geboorte nie, dit gaan ook oor die dag van jou afsterwe nie, maar dit gaan oor hierdie stukkie. En die vraag waaroor ek en jy gaan rekenskap gee eendag, want dit is die konteks, dit is ons belydenis, dis ons geloof, dis ons verstaan van hierdie wêreld en van die teologie is, dat die Here aan elkeen van ons hierdie stukkie gee. Vir party is hy so lank, vir party is hy so lank, vir ander is hy so lank, maar ons almal het 'n stukkie. En die vraag gaan wees, wat het jy met die stukkie gemaak? Watter sin en betekenis het die stukkie gehad? In die eerste plek vir jou, maar ook vir die mense rondom jou. En dan uiteindelik vir die wêreld waarvan jy deel is, die konteks waarbinne jy beweeg. Jou werkplek, jou sosialiseringsplek, jou geloofsgemeenskap, noem maar op, want ons bevind onsself in verskillende samelewingsverbande. Hoe het daai stukkie ander mense se lewens impakteer? Was die impak wat ek en jy gehad het in ander mense se lewens negatief en afbreekend en het ons hulle swaar nog moeiliker gemaak? Want as mense wie se roeping oënskynlik is om ander mense se lewens so moeilik as moontlik te maak. Die keuses wat hulle maak vir hulle eie lewens, en daardoor het hulle sekere reg, alhoewel dit dom is om keuses te maak wat jou eie lewenskwaliteit negatief beïnvloed, maar jy het seker die reg om keuses vir jou eie lewe te maak. Maar nou is die probleem dat die keuses wat jy maak vir jou eie lewe impak het op ander mense. En daartoe het jy nie reg nie. En het ek ook nie reg nie. Ek het nie 'n reg om ander mense se lewens rondom my ondraaglik te maak nie. Is in elk geval stupid om so te lewe. Jy wil tog sinvol lewe en jy wil tog hê en ek wil tog hê dat my lewe op een of ander manier ander mense se lewens geraak het. As die Here my eendag kom haal soos wat hy nou vir Martie kom haal het, of vir jou eendag kom haal, vat nou maar vir haar, vir wie die Here nou kom haal het, dan moet julle tog vandag kan terugloop en ek is seker julle kan dit doen en sê, hier lê haar spore. Hier het sy geloop. Sy is weg, maar haar spore het agtergebly. Die rigting wat sy gegee het, die konteks, die perspektief, die troos, die ondersteuning, die hoop, die lewe, die vreugde, die leiding, die leiding, nee, die leiding, die raad wat sy gegee het, die opvoeding wat sy gegee het, want daarom is daar kinders en kleinkinders. Hoe was sy 'n vrou vir haar man? Hoe was sy 'n ma vir haar kinders? Hoe was sy 'n ouma vir haar kleinkinders? Hoe was sy 'n vriendin vir haar vriendinne? Hoe was sy 'n kollega vir die mense by haar werkplek? Hoe was sy 'n burger in Suid-Afrika? Hoe was sy 'n suster in die geloofsgemeenskap te midde van ander broers en susters? Hoe was sy 'n kind van God? Hoe was sy 'n verteenwoordiger van die ewigheid waant ons almal op pad is? Hoe het ek, hoe het jy dit wat ons bid deur ons eie lewens se werklikheid gemaak? Want daar's nie een van u wat nog nie vandag gebid die Onse Vader gebid het nie. Kan nie dink dat daar een van ons is wat nog nooit die Onse Vader gebid het nie. En wat bid ons in hom? Laat u koninkryk kom soos in die hemel, net so ook op die aarde. Met ander woorde, Here, laat mense op aarde bewus word van hoe dit gaan wees in die hemel. Dis wat die gebed beteken. Laat mense op aarde alreeds ietsie begin smaak van die toekoms waarin ons almal op pad is en wat u vir ons voorberei, want hy het gesê ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek klaar plek voorberei, dan kom ek julle haal sodat julle by my kan wees. Dit het nou waar geword in haar lewe. Soos in baie ander mense se lewens nou. Ons plek is waarskynlik nou nog nie gereed nie. En daarom is ons nog hier en ons is dankbaar dat ons nog hier is, dat ons deel kan hê aan die lewe. Maar feit van die saak is, daai gebed wat u en ek bid, Here, laat u koninkryk kom op aarde soos ook in die hemel. O, ek dink die Here is so opgewonde wanneer ons dit bid. En dan sê hy, ja, dis my begeerte,
Dat mense bewus sal word daarvan dat ek 'n goeie God is en goeie dinge vir hulle in gedagte het. En dan sal hy sê, ek, my Here, wie gaan dit doen? Wie gaan tekens oprig, sê ons, van die koninkryk? Wie gaan bakens oprig? Wie gaan 'n vergestalting wees van die hoop wat ons het op die ewigheid? Dan sê die Here, ek is so bly jy vra daai vraag. Ek het gedink dis jy. Ek het gedink dis jy. Het jy nie die geleentheid nie? Leef jy nie tans nie? Het ek nie vir jou my woord en my beloftes gegee nie? Het jy nie my gees nie? Het ek nie gawes aan jou toevertrou waarmee jy diensbaar sal wees op aarde, sodat die koninkryk, die hemelse heerlikheid hier kan deurbreek nie? Dis die sin van ons bestaan, dis die sin van daai stukkie. As ons dit mis, my broer en suster, het ons alles gemis. As ons dit mis, het ons niks om aan te bied as ons aan die ander kant aankom nie. Die vraag gaan wees, daar's geen twyfel daaroor nie. Die Bybel sê die boeke gaan geopen word en elkeen gaan rekenskap gee oor dit wat hy gedoen het, of dit goed was of sleg. Die vraag is vandag, vir Martie het dit nie te laat geword nie, sy het ryp en goed gelewe en ek is oortuig daarvan, die Here sê, kom in die heerlikheid, want die Bybel sê mos, mooi so goeie en getroue diensknegt en diensmaagd, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, kom in die heerlikheid van jou Heer. Vir haar is dit 'n werklikheid. So het help nie ons preek vir haar nie. Ons kan verwys na haar en ons kan dankbaar wees vir haar lewe en ons kan dit gedenk, maar die vraag is, wat van een ek wat tussen hierdie punt en hierdie punt iewers onsself bevind? En hoe lyk die kwaliteit van daai stuk lewe? Nou dit is so, en daarmee maak ek klaar. Dis nie altyd maklik nie. Ek is die eerste om dit te erken. U eie lewe is daarvan 'n vergestalting. Die lewe is onvriendelik, want ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog deel aan 'n gefalle werklikheid. Die nawerking van die sonde, van die keuse wat Adam en Eva gemaak het en wat u en ek elke dag maak en ander mense maak dat die lewe soms baie, baie uitdagend is. So vir hierdie stukkie sê die Here, my genade is vir jou genoeg. Ek sal jou dra, ek sal jou vashou, ek sal jou ondersteun. My beloftes is by en met jou, my woord is by jou, ek is elke oomblik daar, jy kan nog nie eers, gister, my skoonseun is 'n musikant en hy het 'n liedjie getoonset wat Rocco de Villiers geskryf het en hy praat oor die liefde, hy sê, jy is nader aan my kop, jy's nader aan my as wat die kussing aan my kop is, né? Dis hoe naby God is. Hy's hier. God met ons, Immanuel, dis hoekom Jesus gesterf het, sodat ons nooit, maar nooit alleen is nie. Hierdie stukkie, God is daar. Altyd, altyd, altyd daar. Partykeer beleef ons hom intens, partykeer voel dit asof hy weg is, maar hy het beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Intussen is ons besig om in hierdie stukkie van ons lewe daarvan die heel beste te maak. Nou, broers en susters, ons het net vandag, u en ek wat hier sit. Ons weet nie van môre nie. Trouwens, ons weet nie eers van die volgende 5 minute nie. Maar ons het vandag, kom ons aanvaar, dat die Here in sy genade vir ons vandag gee. Wat gaan ons daarmee maak? Hoe gaan ons vir mekaar goed wees? Hoe gaan ons mekaar en ander mense ondersteun? Hoe gaan ons mekaar geniet? Hoe gaan ons dit wat ons net gaan geniet? Ja, dit is so, dis na die begrafnis so, maar hoe gaan ons die koffie, die tee proe en beleef? Genade. Haal asem en sê ek is nog hier. Dink aan die geliefdes van jou lewe wat die lewe kosbaar en spesiaal maak. Moenie dat vandag by jou verbygaan nie. En as die Here vir jou môre gee, ook nie dat môre by jou verbygaan nie, want een of ander tyd is dit jou foto en my foto wat hier gaan staan. Ons het net vandag. Kom ons maak die beste van daai stukkie. Amen. Amen.
Here, ons het U so nodig. Ag, ons kan niks sonder U doen nie. En U het nie bedoel dat ons lewe een swaar kruis sal wees nie, inteendeel, Here, U het al die swaar klaar gedra aan Golgotha se heuwel. Het U namens ons al die pyn en die teleurstelling en veral die effek daarvan om ons te probeer vervreem van U. U het dit alles op U skouers geneem. En wanneer ons dan nou hier op aarde soms dit moeilik vind, dan is ons bewus van die genade en die teenwoordigheid en die ondersteuning van God in Christus Jesus by en met ons elke oomblik. Dankie dat ons hoop het. Dat ons na die toekoms kan kyk met 'n gevoel van uitsig en verwagting. Ons is nie hopeloos in hierdie wêreld nie. Dankie vir mekaar. Dankie vir hierdie pragtige dame vir wie U nou kom haal het. 'n Ma en 'n eggenoot, 'n vrou, 'n vriendin, 'n ouma, ag, noem maar op. Dankie vir haar lewe, haar getuienis, haar voorbeeld. Here, ons eer dit. Haar familie eer dit. Dankie ook vir hierdie gawe wat U geskenk het. Maar nou het U vir haar opgeroep tot hoër diens. En nou is daar 'n klomp mense wat moet voortgaan met die lewe totdat ons almal uiteindelik tuiskom by U. Sal U vir elkeen daardie genade gee. Dankie dat U vandag troos. Dankie dat U goedheid en U guns en U liefde en U trou en U sorg so oorvloedig en omvattend is. Ons aanbid U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek ben net seker maak daar is nie 'n skuifie vertoning nie. Ons gaan dadelik aan met die bedankings en dies meer, nê. So ek gaan namens die familie graag die volgende bedanking spreek. Om mee te begin, dan namens die familie wil ons graag die volgende bedankings doen sonder om iemand uit te sonder. Randendal Prisma Gemeente, reëlings en organisasie. En dan ook baie dankie aan ons 3 kinders, afsonderlike gemeentes en leraars vir die ongelooflike ondersteuning. Rivers Kerk, Centurion, Pretoria, Sunwood Park Gemeenskapskerk in Boksburg en gemeente Gardenia Park Bloemfontein. Ook dankie aan al die vriende, familie en kennisse van heinde en ver vir die oproepe, boodskappe, gebede en bystand. Medisiese ongekende omgee en behandeling, panorama aftrede landgoed se bystand en sorg, die ure van dag tot dag en ook nagte. En dan die caregivers se caring en eindelose geduld, vir al hulle geduld. Nou, dan is daar 'n klompie briewe wat geskrywe is by wyse van spreuke. En die eerste is Skalk Kleinhans, wat natuurlik eggenoot is. Meer as 60 jaar gelede het ons ontmoet. 'n leeftyd van lief en leed en mooi herinneringe. Lief, ek sal jou meer mis as wat jy ooit sal weet. En ons luister so 'n stukkie van die liedjie Have I Told You Lately That I Love You. Kom ons luister so 'n stuk en dan kan Jan seker doof en dan gaan ons aan. Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, somehow make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and praise to the one, oh, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Dan is daar 'n briefie van Darnell Kleinhans, sy is die dogter. Our Lord certainly works in mysterious ways is die aanhaling. Daar's so baie dinge wat ek seker kan en moet sê op 'n dag soos vandag, maar ek gaan dit eenvoudig hou want die boodskap is steeds dieselfde. Vir die meeste mense is die volgende stukkie nuttelose inligting seker onbekend, maar die van ons wat 'n noue pad met kanker stap, weet dat elke tipe kanker sy eie kleurstrikkie het. Maar as 'n pad het met pink begin, borskanker, was 'n ruk lank pers oorwinnaar en het geëindig met periwinkel, gastro-intestinale of intestinale kanaalkanker. Net soos die mooiste blomme in die ruikers. Alomteenwoordig egter is groen die simbool van lewe en hoop, veral hoop. Maat so moedig geveg en 'n deurgangs bly vashou aan hoop. Opgee is net nie 'n opsie nie. Wat 'n voorbeeld vir soveel ander, ook vir my. Ma se werk op aarde is voltooi. Ma sal vir altyd bly leef in my wêreld, soos die groen in die arthuriums wat hulle pad na ma gevind het vandag. Net so weet ek dat ma net 'n gedagte ver is, maar nou sonder pyn en daaroor is ek dankbaar. Ook dat u dit so bestem het dat ek en pa by ma kon wees tot die einde. You'll never walk alone. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. At the end of the storm is a golden cloud, and the sweet silver sound of the loud. En dan is daar die briefie van Rudy, Ilse en Lizaan by 'n seun. Wat kan 'n mens sê? Hoe bevoorreg was ons nie om ons hele gesin nog bymekaar te gehad het tot verlede maandag, die 20ste Maart 23, toe ons Hemelse Vader ma kom haal het nie. Daar was hoogtepunte, maar ook laagtepunte. Alhoewel ons almal nog hartseer is, weet ons ma het nie meer pyn en lyding nie. Ma rus nou sag aan die voete van Jesus, ons verlosser. Daar waar ons drie, Rudy, Ilse en Lizaan gereeld vlieg, weet ons ma vlieg nou saam met ons in die hemelruim met ma se engelvlekkies. Rus nou sag tot ons mekaar weer eendag in die hemel ontmoet. Ma sal altyd in ons gedagtes en harte bly voortleef. Lief vir ma in die hemel. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. En dan is daar die briefie van Tertius, Christa, Skalk en Philip Kleinhans seun. Ek wil begin met Darnell se gesegde: Give people roses while they can still smell them. Ek glo ek en my gesin het dit vir ma gedoen terwyl sy nog met ons was. Daarom gaan ek eerder die geleentheid gebruik om vandag vir ieder en elk wat betrokke was in my ma se lewe, hoe gering ook al, dankie te sê vir hulle onmeetbare bydrae tot haar lewe. Ons wil nie name uitsonder nie, want dit maak nie saak hoe gering die daad ook al was nie. Ons het dit raak gesien en dit opreg waardeer.
Dit het my ma se lewe verryk. 'n Spesiale dankie aan my vrou Christa wat nooit enige moeite ontsien het om dit vir ma Martie gerieflik en gemaklik te maak nie. Ek waardeer jou daarvoor. Vergewe ons asseblief as ons daarom net vir Danel kan dankie sê vir alles wat sy vir my ma gedoen het, veral terwyl sy haar eie kankerstryd stry. Ons weet dit was nie altyd maklik vir jou gewees nie. Baie dankie dat jy vir pa betyds by ma uitgebring het vir die laaste groet. Ek en my gesin dank die Here vir die geleende tyd en herinneringe wat ons kon bou met ma Martie. Your truth, and I miss you. Yeah, I miss you. Daar was 'n houtkruis, ja ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en gejuig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, ja redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis en is daarom dat ek sing. Wie sal my stil maak en wie sal my gitaar se snaar afbreek en wie sal my kan toetmaak as my voete dans wil los, wil breek, want daar was 'n houtkruis, ja redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis en is daarom dat ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite kon raak, dan was daar nooit die kruis nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak. Daar was 'n houtkruis, ja redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis
geslaan. Ja, daar was 'n goudkruis. En daarom sal ek sing. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is as 'n volkome versoening vir al ons sondes. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons gestort is as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Nou die begrafnisformulier lees en dan gaan ek vir u vra dat u in die eie hart saam met my die geloofsbelijdenis nasê. En wanneer dit klaar is, dan gaan die oorwinningslied speel en dan het die familie dit goed gedink as u wil uitkom, uitbeweeg en u wil net dalk vir 'n oombliekie hier vertoef waar die foto en die blomme en die nissie is en dan na binne na die saal beweeg, net hier agter waar daar dan verder so 'n bietjie gekuier, getroos en ondersteun word. So as ek klaar die begrafnisformulier gelees het en die apostoliese geloofsbelijdenis vir u voorgedra het en u dit saam in die eie hart nagesê het, dan sal ek die seënbede uitspreek en dan kan u onder begeleiding van die oorwinningslied dalk net vir 'n oombliekie vertoef en saam met mekaar daarachter verkeer. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader, het vir Martie deur die dood van ons weggeneem. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here vir ons self sy troos en sy bemoediging. Hy beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, dat hy verder met ons gaan. Die Here het gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy gesterwe. Deur die opstanding het Jesus die dood oorwin en kan gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom tree ons wel, maar nie soos ongelowige mense nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot nuwe toewyding. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons leef, leef ons tot eer van die Here. As ons sterf, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regter van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo ook, God dank, ons glo in die ewige lewe. Ontvang nou die seën van die Here en gaan die lewe tegemoet in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die wonderlike liefde van God ons hemelse Vader en die kragtige, blymoedige, bemagtigende en vertroostende gemeenskap van God, die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen.
almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal